Na die woordverkondiging sal ons saam sing en antwoord daarop Psalm 100 van die 4de vers. Ons lees saam vanoggend Nehemia 8. Nehemia 8 lees ons vanaf vers 1. En toe die 7de maand aankom, terwyl die kinders van Israel in hulle stede was, het die hele volk soos een man op die plein voor die waterpoort bymekaar gekom. En aan Esdra die skrifgeleerde gesê om die boek van die wet van Moses, wat die Here Israel beveel het, te bring. En Esdra die priester het die wet voor die vergadering gebring, manne sowel as vroue, en almal wat met verstand kon luister, op die eerste dag van die 7de maand. En hy het daaruit voorgelees voor die plein wat voor die waterpoort was, van dat het lig geword het tot die middag, in teenwoordigheid van die manne en die vroue en die wat kon verstaan. En die voorreg van die hele volk was op die wetboek gerig. En Esdra, die skrifgeleerde, het op 'n houtverhoog gestaan, wat door hom vir die geleentheid gemaak het. En langs hom aan sy regterhand gestaan Matthia en Sema en Anania en Uria en Malkia en Maaseia, en aan sy linkerhand Pedaya en Misael en Malkia en Hasim en Hasbadana, Zacharia en Mesula. En Esdra het die boek opgemaak voor die oor van die hele volk, want hy het ook in die hele volk gestaan. En toe hy het opmaak, het die hele volk opgestaan. En Esdra het die Here, die grote God geloof, en die hele volk het geantwoord, Amen, Amen, met opheffing van hulle hande. En hulle het hulle gebuig en die Here aanbid met die aangesig na die aarde toe. En Jesua, en Bani, en Seretia, Jamin, Akkub, Sabbatai, Hodia, Maaseia, Pelita, Asaria, Josabad, Hanam, Pelaya en die Leviete het die volk in die wet onderrig, onderwyl die volk op hulle plek bly staan. En hulle het die boek uit die wet van God duidelik voorgelees en verklaar, sodat hulle verstaan het wat voorgelees is. Daarop het Nehemia, hy was die gouverneur, en Esdra die priester, die skrifgeleerde, en die Leviete wat die volk onderrig, aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here julle God. Treur nie en ween nie, want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. Verder het hy vir hulle gesê, gaan, eet lekker spys en drink soet dranke, en stuur porsies aan hulle vir wie niks berei is nie. Want hierdie dag is heilig aan ons Here. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskik. En die Leviete het die hele volk op bedaring gebring en gesê, wees stil, want hierdie dag is heilig. Wees dus nie bedroef nie. Toe het die hele volk weggegaan om te eet en te drink en porsies te stuur en groot vreugde te bedryf, want hulle het ag gegee op die woorde wat aan hulle bekend gemaak is. En op die tweede dag het die familiehoofde van die hele volk, die priesters en die Leviete by Esdra, die skrifgeleerde vergader, om naamlik die woorde van die wet te ondersoek. Toe vind hulle uit dat in die wet wat die Here deur die diens van Moses beveel het, geskryf was dat die kinders van Israel op die fees in die 7de maand in hutte moes woon. En dat hulle moes afkondig en rondstuur deur al hulle stede en in Jerusalem om te sê, trek uit in die gebergte en bring olyftakke en olivenhouttakke en mirtetakke en palmtakke en takke van digte bome om hutte te maak soos geskryf is. Die volk het uitgetrek en het gebring en vir hulle hutte gemaak, elkeen op sy dag en op hulle erwe en in die voorhoewe van die huis van God en op die plein van die waterpoort en op die plein van die Efraimspoort. En die hele vergadering wat uit die gevangenskap teruggekom het hutte gemaak en in die hutte gewoon. Want van die dag van Joshua die seun van Nun tot op daardie dag het die kinders van Israel nie so gedoen nie.
En daar was baie groot blydskap. En hy dag vir dag, van die eerste dag af tot die laaste dag toe, voorgelees uit die wetboek van God. En hulle het 7 dae lank fees gehou, en op die 8de dag 'n feestyd volgens die verordening. So dit is so ver. Teksgedeelte sal wees die laaste deel van vers 11. Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap is in die Here. Dit is julle beskikking. Geliefdes, in ons Here Jesus Christus. Feesvier is vir ons 'n bekende verskynsel. Daar word fees gevier as iemand verjaar. Maar dit is 'n groot fees as twee mense mekaar trou. Dit word goed gevier. Ons gemeente laas al fees gevier. Die Here het vir ons as gemeente vir 130 jaar bewaar. Waarby ons stil gestaan, ons dit herdenk. Hierdie jaar vier ons weer fees. Hierdie jaar is die fees van die hervorming. 500 jaar gelede het die Here radikaal ingegryp in die geskiedenis van die mensdom. Daar is gereformeer. En die Rooms-Katolieke Kerk is al weggebreek. Volgens die woord van die Here is al teruggekeer na sy beginsels toe. Gelowiges het weggedraai van die valse kerk. Ons vier fees omdat die Here dit bewerk het. Ons kerk het 'n kalender kom feeste oorgereeld voor. Kersfees, Paasfees, Hemelvaart. En dan denk ons die geboorte van Christus, sy lydingstyd, hoe hy opgevaar het in die hemel. Die hoogtepunt van ons feesviering as gemeente is natuurlik elke Sondag in die kerk. Elke Sondag vier ons hier die opstanding van ons Here Jesus Christus. Dit het op Sondagmôre gebeur. Elke week dink ons daaraan. En as mens dan alles kyk, die loop van die Bybel, het ons rede om fees te vier, om opgewek en vrolik te wees, om bly te wees in die Here. Die Israeliete word hierop gewys in die tyd wat ons dit gelees het in Nehemia 8. Toe hulle die wet lees, toe hulle dit hoor, toe sien hulle wat die Here vir hulle bestem. In die 7de maand, toe het hulle hier saam gelees. Toe kom hulle agter, die Here skryf vir hulle feeste voor. Die Here bestem vir hulle geluk. Want welk salig, dubbel gelukkig is hy wat in die Here is. En so kom ons by die tema van die woordverkondiging. Blydskap in die Here. Daarom moet ons kyk na 3 punte. Eerstens moet ons kyk na blydskap in verlossing. Tweedens na blydskap in dankbaarheid en derdens blydskap in vrygewigheid. 3 temas word so mooi beskryf word in die Nehemia 8. Blydskap, verlossing, dankbaarheid en vrygewigheid. Die muur in Jerusalem is voltooi. Die groot opdrag van die Nehemia is nou klaar, hy het uitgevoer. As gouverneur het hy die stad weer veilig gestel. Die Jode in Juda en Jerusalem die omtrek kan nou weer rustig wees. Maar Nehemia sien sy opdrag nog nie as afgehandel nie. Die volk van God is miskien veilig agter die muur, maar hulle godsdiens is nog nie reg. Die volk besef dit, want hulle kom na Esdra toe om te vra vir die wet. Hulle besef as hulle nie op godsdienstige vlak wegmaak nie, dan is die hele opbou van die muur te vergeefs. Daar is geestelike hervorming nodig. En vir hierdie doel het die Here al 'n paar jaar voor Nehemia vir Esdra na Juda toe gestuur. Esdra was 'n priester wat vir die volk kom preek. Hy het vir hulle die woord van die Here vertel. En Esdra was nou vir 'n aantal jare daar in Jerusalem. Die hervormingswerk het begin. En nou lees ons dat Esdra en Nehemia saamwerk. Daar is 'n geestelike bijeenkoms belê.
baie eenvoudig blou erediens. Die mense van die hele stad is opgeroep om by die waterpoort in mekaar te kom. Die waterpoort was 'n groot oop plein waar baie mense kon was. Daar vergader hulle onder mekaar. Wat doen hulle? Hulle bid, hulle sing. Hulle luister hoe die boeke van die Here voorgeles word, sy wet. En daar word gepreek. Daar word verduidelik wat gelees word, dit word uitgelê wat alles beteken vir hulle. En almal is daar teenwoordig. Manne, vroue, kinders, almal kan verstaan. Gesinne kom daar by mekaar. Nie verplig nie, maar vrywillig. Die volk besef, dit is nodig. Dit is miskien beskerm teen die fisiese vyande. Maar die enigste manier hoe daar op die lang duur oorwin kan word, is as die Here gedien word. Dit word hier in die mense getel. Hulle moet terugkeer na die ware godsdienst toe. Elke mens het 'n siel. Elkeen moet die woord van God hoor. Die genadige God leer ken. Dit is hoekom almal daar is. Niemand word by hierdie geleentheid uitgesluit nie. Die prediker, die persoon wat daar aan die woord is, sy naam het ons gehoor, dit is Esdra die skrifgeleerde. Hierdie man was opgelei vir hierdie taak. Hy ken die woorde van die Here, hy weet hoe om dit uit te lê, om dit vir die volk te verduidelik sodat hulle dit kan verstaan. Hy word ondersteun deur 'n paar persone, ons die name gehoor, met daar aan sy regterhand en aan sy linkerhand gestaan. Meerdere amptenaars wat saam met Esdra die woord verkondig, werk nie alleen nie. Dit wat hulle doen, hulle lees die wet voor, die boeke van die Here. Dit is interessant dat hulle dit vir die volk voorlees. Maar dit is nie die bedoeling van die Here dat sy woord net deur teoloë en kamers bestudeer moet word. Die wet was nie net vir Esdra en die skrifgeleerdes nie. Die Bybel is nie net bedoel vir predikante om preke te maak nie, miskien nog vir ouderlinge om huisbesoek te doen nie. Net hulle slim genoeg om dit te verstaan. Die res van die mensdom is onbevoegd daarvoor. So werk het nie. Jare gelede die Rooms-Katolieke Kerk die woord net vir priesters gehou. Die res nog nie lees en is dit nie verstaan. Die woord is weggehou van die mense. Nou sien ons hier die teendeel. Die woord van die Here is vir almal bedoel. Die wet word hier vir elkeen gelees. Elke liewe siel moet die woord van die Here hoor. Elke gelowige, vir elkeen is noodsaaklik om homself of haarself in die woord van die Here te verdiep. Jy moet dit lees en hoor sodat jy dit van harte ken. Net soos jy as boer presies weet wat by die veiling gebeur, moet jy as gelowige presies weet wat die wil van die Here is volgens sy woord. Daarom word die woorde van die Here vir die hele volk voorgelees. Die rede lees ons dit elke Sondag hier in die kerk, waar daar soveel moeite gedoen met Bybelverspreiding, dat elke persoon die woorde van die Here kan lees. Elke dag by die huis waar jy is, almal moet hoor. Mans, vrouens, kinders, niemand word uitgesluit uit die woord van die Here. Die volk hoor die woorde van die Here. Die reaksie van die volk op die wet van die Here is aangrypend. As dit gehoor, hulle reaksie, hulle huil, hulle tree. En dit is die eerste wat die wet van die Here doen. Die wet vlek ons lewens op. Dit toon die hartseer en die ellende in die lewe aan. Die volk besef hoe verkeerd hulle gedoen het. En daarom huil hulle tree. Hulle het van die Here vergeet. En hulle besef wat 'n genadige God dit is. En dit is goed dat hulle hartseer is. Net sagte harte is hartseer. As die woord van die Here gehoor word, as mens daardeur aangespreek word, dan word 'n hart of sag.
hoor jy die vermaning van die Here en jy steur jy nie daaraan nie, dan bly jou hart hard. Dan word jy nie daardeur geraak nie. En jy gaan aan soos wat jy altyd gedoen het. Praat die woord van die Here met jou, dan gebeur het anders. Dan besef jy was verkeerd. Jy besef hoe hartseer jy die Here gemaak het met jou dade, miskien selfs onwetendheid. En dan word die mens hartseer. Hartseer omdat mens verkeerd geleef het voor God. En dis die eerste stap na berou en verkeerd doen. Die wonderlike in hierdie gedeelte, die Here maak nie hierby vas nie. Die Here los ons vir geen oomblik in ons sonde nie. Hy red ons daarvan. Hy maak ons vry van ons hartseer. Dit maak die Here in Nehemia 8 baie duidelik aan die Israeliete. So het gehoor in vers 11 en vers 12 word herhaal. Hy sê vir hulle, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskikking. Wees stil, want hierdie dag is heilig. Wees nie bedroef nie, moenie hartseer wees nie. Kyk, daar huil om vreugde. Die volk het verkeerd gedoen, van die Here vergeet. En dit was 'n groot hartseer. Maar nou is dit herstel. Die Here het dit reggemaak. Groot hartseer word vervang met groot vreugde. Groot ellende en sonde word weggevat deur groot verlossing. Daarom wys die Here die volk. Hulle het rede om bly te wees. Israeliete kry vreugde van God. Hulle kry dit in hom. Hy hulle redder. Hy wat hulle jare terug uit Egipte land gered het. Nou, onlangs weer het hy hulle uit ballingskap gered. Hy het hulle van 'n vreemde land afgebring tot hier in Jerusalem. Hier voorsien hy dat hulle weer in vrede kan leef. Vandag mag ons ook deel in die vreugde van die Here. God het ons verlos. Ons vind ons blydskap daarin. Hy het ons vrygekoop van die sonde, soos wat Israel uitgelei is uit die slawehuis in Egipte, so lei hy ons uit die huis van die sonde. Al die sonde wat ons hartseer maak, wat die lewe vir ons nie lekker maak nie, vat hy weg. God is 'n God van vreugde. Ons groot sonde word vervang met groot vreugde. Die Here toon aan, ons moenie vassit in die verlede nie. Ons gaan vorentoe in God. Daarom besef ons hoe heerlik dit is om hom te lewe. Ons is bly in ons verlossing. En so kom ons by die tweede. Blydskap in dankbaarheid. Die blydskap wat die Here voorsien, te vier het die Here vir die Israeliete feeste voorgeskryf. Daar was heel wat van die feeste, was 5 grootes. Dit gebeur op spesifieke tye van die jaar. Die tyd in Nehemia 8 is die 7de maand. Die maand waarin ons vandag is, die maand Julie. Hierdie maand is die Loofhuttefees gevier. Wat is hierdie fees? Die fees is ingestel al vroeg nadat die volk uit Egipte uitgelei is. Moses beskryf dit in Levitikus 23 vers 42. As jy 7 dae lang moet julle in 'n hutte woon. Almal wat in Israel gebore is, moet in 'n hutte woon, sodat julle geslagte kan weet dat ek die kinders van Israel in hulle hutte laat woon het, toe ek hulle uit Egipte land uitgelei het. Ek is die Here julle God. Waar die Pasga, die uittog herdenk word by die Loofhuttefees die intog herdenk. Dit is die intogsfees. Uit dankbaarheid word gevier teenoor die Here dat hy hulle op die pad van die lewe bewaar het. Daarom gaan woon die mense weer in hutte. Dit toon die tydelikheid aan die besittings wat hulle het. Gelees, die mense het uitgegaan en het takke bymekaar gemaak, palmtakke, olivenhoutakke of meer. Daarvan het hulle hutte gemaak, of bo op hulle dak, of ergens op die erf,
of op een van die pleine of by die tempel. Daarin het hulle gebly vir 7 dae lang. Daarin het hulle geslaap, geëet. Deurlopend het hulle ook vir die Here geoffer. Die doel van hierdie fees was dat hulle moet onthou dat die Here hulle gelei het in die tyd in die woestyn. Die Here het daar vir hulle voorsien, hulle kos gegee, hulle het plek gehad om te slaap. En dit toon weer aan dat ons dankbaar moet wees vir die Here wat alles vir ons voorsien elke dag. Hulle moet besef dat die Here vir ons sorg. Hulle moet besef hierdie land waarin hulle leef, waar hulle intog gehou het, kom van die Here af. Die fees verlore gegaan. Die tyd van ballingskap en die tyd daarvoor het die volk daarvan vergeet. Hulle kon dit ook nie onthou nie, want die woorde van die Here is nie gelees nie. Hulle het nie sy boeke gelees, hy het onderhou nie. Die wette was toegesluit gewees in die tempel, waar het stof vergader. Die Bybel wat nie gelees word nie, kan nie maar geluister word nie. Maar nou, dat die volk weer hoor, herstel hulle deur hierdie fees. Hulle hoor die woorde van die Here, hulle voer dit uit. Want dit is sy opdrag. Hulle vier weer die fees van die intog. Hulle bou hin en hulle dank en loof die Here. Hy wat hulle beskerm het, hy wat hierdie stad herstel het. Sy fees word met ere herstel. Hoekom vier ons vandag nie weer hierdie feeste? Hoekom vier ons nie weer al die feeste van die Ou Testament nie? Die rede is hierdie feeste is in Jesus Christus vervul. Nou alhoewel ons dit nie meer vier soos in die Ou Testament nie, is die beginsel nog steeds waar. Beginsel wat gegrond is in die Loofhuttefees is een van dankbaarheid. En ons lewe deurlopend te lewe van dankbaarheid. Ons offer nie skape en bokke soos die Israeliete van ouds nie. Ons offer op ander maniere. En daarin vind ons blydskap. Gelukkig is hy die sy lewe aan die Here behoort. Ware geluk vind 'n mens as mens in dankbaarheid jou geloof uitleef. Paulus beskryf dit so mooi in Romeine 12. Hy sê daar stel julle liggame as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Blydskap en dankbaarheid. Ons sluit af. Laastens toon die Here vir ons aan dat ons blydskap vind in vrygewigheid. Die Israeliete vier fees. Dit is nie 'n uitbundige heidense partytjie waar daar in oorvloed geëet en gedrink word nie. Dit is 'n fees volgens die Here se instellings. Die opdrag van die priesters gaan eet lekker spys en drink so blanke en stuur porsies aan hulle wie daar niks berei is nie. En toe die hele volk weggegaan om te eet en te drink en hulle het porsies gestuur vir almal en hulle het groot vreugde bedryf. Want hulle het ag gegee op die woorde van die wet wat aan hulle bekend gemaak is. Die Here bekend hier 'n belangrike saak. Sy fees draai nie om wat ons eet en drink nie. Dit draai om die vreugde wat daar bedryf word. Vreugde wat in God gegrond is, nie in aardse dinge. Die vreugde word nie gevind in die kos en dit wat gedrink word nie, maar in God, die Geer. Het word gevind in die gemeenskap van die gelowiges aan mekaar, in die sorg en omgee onderling. Rykes het nie meer vreugde omdat hulle meer het as die armes nie. Armes het nie minder vreugde omdat hulle minder as die rykes het nie. Daar word met mekaar gedeel, sodat almal saam kan deel in die vreugde van God. En dit sit ons vanoggend hier aan die dink. Want waarin vind ons vreugde? Wat maak jou bly? Waarvan word jy gelukkig in die lewe? Genoeg om te eet en te drink, 'n mooi kar, groot huis,
DStv met genoeg programme wat vir ure se vermaak sorg, goeie rekenaar, PlayStation of Xbox waar jy lekker speletjies kan speel, mooi boek om te lees. Wat maak jou bly? Waarvan word jy gelukkig? En dit laat mense nogal dink oor dit waarmee mens besig is elke dag. Want al hierdie dinge gee die Here vir ons. En dit gee vir ons tydelike geluk. Maar as ons bietjie verder dink, gaan die geluk net so gou weer verby as wat dit gekom het. En die geluk en die vreugde wat die Here hier bedoel, vind die mens net in teentrek. Nadat jy geëet en gedrink het, word jy maar net weer onder. Geluk en aardse dinge is altyd tydelik. En daarom toon die Here vir ons 'n beter wêreld. Hy toon vir ons aan hoe ons blydskap ewigdurend kan wees. En hy toon dit hier aan in die vorm van vrygewigheid. Daarin toon hy vir ons baie belangrik. Deur uit te deel sit nie vas aan jou aardse besittings nie. Dis in elk geval nie jou nie, dit behoort aan die Here. Ons is net rentmeesters hier op die aarde met geleende goed. En deur te deel vind 'n mens vreugde in God. Deur uit te deel, dit gaan saam met jou dade verlang. Jesus verduidelik dit so mooi in Johannes 6:35, waar hy sê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry. En wie in my glo, sal nooit dors kry. Dit is ware vreugde, ware geluk, 'n geluk van volheid wat in ewigheid nooit sal ophou nie. Broeders en susters, soek daarin vreugde in die wil van die Here. Dit is ewigdurend. En vier fees, die Here gee vir ons 'n oorvloed. Maar doen dit volgens sy wil en sy manier. Gee om vir mekaar, sorg vir hulle wat nie het nie. Want ons het werklik baie om oor bly te wees. Die Here is vir ons uitermate goed. Hy gee vir ons werklik so baie, op elke vlak. Wees dankbaar daarvoor. Deel dit wat die Here het, wat die Here vir jou gee, met mense om jou heen. En wees bly. Amen.